Twee voormalige uitvoerende hoofde van Transnet, Brian Molefe en Siyabonga Gama, is in die Palm Ridge Handelsmisdaadhof borgtog toegestaan nadat hulle hulself vroeër vanoggend aan die polisie oorgegee het en die Gautengse Gesondheidsdepartement ontken beweringe dat liggame by die Helen Joseph Hospitaal ophoop vanweë 'n tekort aan ink vir die drukkers. Welkom by die Afrikaanse nuus op hierdie Maandag 30 Junie. Die voormalige uitvoerende hoofde van Transnet, Brian Molefe en Siyabonga Gama, is borgtog in die Palm Ridge Handelsmisdaadhof in Johannesburg toegestaan. Hulle het vroeër vandag saam met die voormalige finansiële hoof van Transnet, Anoj Singh, en die ingenieur Thamsanqa Njiyane in die hof verskyn. Al vier die beskuldigdes is op borgtog van R50.000 elk vrygelaat. Molefe en Gama het hulle self vanoggend by die Brackendowns polisiekantoor oorgegee in verband met 'n onreëlmatige lokomotieftender ter waarde van R93 miljoen. Hulle is onder meer van bedrog, korrupsie en geldwasery aangekla. Molefe het tydens vanoggend se sitting gevra dat hy op 'n waarskuwing vrygelaat moet word omdat die staat volgens hom nie genoeg bewyse teen hom het nie. Die polisie in Gauteng het die afgelope naweek as deel van operasie Chanela 723 verdagtes vir verskeie misdade in hegtenis geneem. Die burgerregteorganisasie AfriForum waarsku egter dat Suid-Afrika onveilig sal bly indien polisieeringsmagte nie gedesentraliseer word nie. Die organisasie sê die bekendstelling van operasie Chanela 2, wat nasionale misdaadbrandpunte teiken, beklemtoon weer die tekortkominge van 'n gesentraliseerde polisiemodel. AfriForum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die voortdurende misdaadkrisis en die gebrek aan kapasiteit by die SAPD toon dat plaaslike en provinsiale strukture meer mag en hulpbronne moet kry. Die Gautengse Gesondheidsdepartement ontken beweringe dat liggame by die Helen Joseph Hospitaal ophoop vanweë 'n tekort aan ink vir die drukkers. Die DA beweer liggame kon vir byna 2 weke nie oorgeplaas word nie. En die party se provinsiale wetgewerlid in Gauteng en provinsiale woordvoerder oor gesondheid, Madeleine Hicklin, meen die toedrag van sake lei tot onnodige trauma vir oorledenes se geliefdes. As a result of this administrative incompetence, since 17 June 2025, families have not been able to claim their loved ones for burial as post-mortems cannot be undertaken and death certificates cannot be issued. This shocking information comes from credible sources who are calling for immediate intervention. Die departement sê slegs 1 liggaam was sedert verlede Woensdag daar en is reeds vir forensiese prosesering gestuur. Die drukkersprobleme wat tot 23 Junie ondervind is glo ook opgelos en alle dokumentasie is betyds verwerk. Die grootmaatwaterverskaffer Randwater het vandag met die jongste ronde beplanning en standhoudingswerk in Gauteng begin, wat tot die 18de Julie sal voortduur. 'n Woordvoerder van die nutsmaatskappy, Makinosi Maru, sê dat die instandhouding in fases uitgevoer sal word en dat die algehele watertoevoer na streke nie vir 18 aaneenlopende dae onderbreek sal word nie. Maru sê inwoners van Johannesburg, Pretoria, Ekurhuleni en verskeie ander munisipaliteite is aangeraai om voor te berei vir moontlike lae waterdruk of algehele tydelike onderbrekings van watertoevoer in die tyd. Dit is die belangrikste nuus vir vandag. Dankie dat jy saam gekyk het. Groete tot môre.